Hallo julle en welkom by André van Pinkster. Het julle al ooit beleef dat wanneer jy uit 'n wagseisoen uitkom en God jou begin oplig, verander baie mense se houdings teenoor jou. Dis wat met Dawid gebeur het. Toe Dawid 'n skaapwagter was alles fyn. Toe hy broodjies aangedra het, toe hy jonger was as sy broers, toe hy geen mag gehad het, dit is alles fyn, maar onmiddellik toe God hom begin lig en God hom begin gebruik, toe begin kyk mense anders na hom. Toe begin hanteer mense hom anders, toe begin raak mense jaloers op hom. Want daar is net iets omtrent God se hand op iemand se lewe wat mense ongemaklik maak. En dit gebeur baie tussen ons volwassenes veral. Sommige mense hou van jou totdat jou besigheid begin groei. Totdat jy begin genees word van die siekte, totdat jy nie meer bankrot is nie, totdat jou huwelik actually begin gesond raak, totdat God jou begin gebruik, want daar is net iets omtrent God se hand op iemand se lewe wat mense baie ongemaklik maak. Weet julle dat daar so baie mense is wat jou wou troos, maar hulle wil nie sien hoe jy opstaan nie. Want die narratief wat hulle het van jou daar buite, is dat jy sukkel, dat jy swaar kry, dat jy min van jouself dink, maar die oomblik wanneer God jou oplig, wanneer jou deurbraak kom, waar jy nie meer in jou wagseisoen is nie, dan sien jy hoe stil raak mense. Dan sien jy hulle raak afsydig, hulle begin praat sagter, hulle begin soek fout. Want baie keer, my broers en susters, en luister mooi na my, baie keer herinner jou genesing hulle aan hulle eie gebrokenheid. Jou vrede herinner hulle aan hulle eie oorlog, maar hulle besef nie wat dit gekos het om by jou vrede te kom nie. Jou groei herinner hulle op 'n plek waar hulle vas staan en daarom kon Saul nie meer vir Dawid gebruik nie. Ons as mens het mekaar oortuig dat as ek wen, verloor jy. Maar in God se koninkryk, my broers en susters, werk dit nie so nie. Daar's sieninge vir ons almal, daar's oop deure vir ons almal, daar's genoeg deurbrake vir elkeen. My deurbraak gaan nie jou deurbraak wegvat, my siening gaan nie jou siening stop, en deure wat vir my oopgaan, maak nie jou deure toe nie. En dalk is vanaand se boodskap nie net dat ons na buitekant toe kyk, maar dat ons introspeksie neem. Watter tipe hart het ek? Deel ek nog in mense se vreugde, of raak ek ongemaklik wanneer ander groei? Ons moet werklik leer om mekaar dinge te gun in die lewe. Ons moet werklik vir mekaar hande klap as een wen, en nie net sê jy hou jou nou lekker nie. Want sodra mens mos vooruit beweeg in hierdie lewe, wanneer jy nie meer in die Wendy bly nie en jy het nou eintlik 'n huis waar jou dak nie lek nie, dan hou jy jou lekker. Ons moet leer om mekaar te celebrate. Want niemand weet wat dit gekos het om uit daai Wendy uit te kom in 'n huis waar 'n dak nie lek nie. En ek weet dis nie so maklik, veral as jy sien hoe mense vooruit beweeg, jy sien hoe ander sieninge ontvang en jy vra vir die Here, maar wanneer is dit my beurt? Hoor vanaand God se stem wat vir jou sê, ek het nie van jou vergeet nie. Die wagtyd waarin jy is, beteken nie God is afwesig nie. Hy werk selfs wanneer jy dit nie sien nie. En wanneer jy besef, ons elkeen besef, dat God daar is in ons wagtye, dan verander frustrasie in vertroue in. Want dan besef ek, maar God is nie laat nie. God is nie stil nie, God is nie afwesig nie, God is hier en God gaan dit uitwerk. Die olie op Dawid se kop het nie verdwyn in sy wagtyd nie. En so gaan jou nou ook nie verdwyn in hierdie seisoen nie. Mag die Here julle oneindig seën. Ons bid vir mekaar. Ons bid vir mekaar se wagseisoene en ons bid dat die Here ons elkeen 'n hart sal gee wat in ander se vreugde sal deel. Ons sien mekaar môre vir aand 4 van Pinkster. Bye julle.